Julle. So hierdie is die laaste sessie van van hierdie werkswinkel wat ons gedoen het, wat eintlik maar gaan oor konsentrasie in die klaskamer om vir julle 'n klein bietjie meer van 'n idee te gee omtrent die sensoriese integrasie agtergrond. Okay, so om vir julle 'n idee te gee, ek is 'n arbeidsterapeut en ek het verder na ek my graad gekry het, later het ek verder geleer vir 'n paar jaar om 'n sensoriese integrasie terapeut te wees. So, dit is 'n aparte kwalifikasie. Mens kan daarop fokus met groot mense en kinders, maar net om te sê dat dis 'n groot diep neurologiese ding. Dit is nie net 'n kom ons swaai bietjie en ons, jy weet, dit is beter nie, maar ek wil graag hê julle as ouers toerus om te kyk na die tekens of te weet as jy van hierdie goed insluit by jou kinders. Ja, dat sekere dinge vir hulle dalk gaan maklik wees. Okay. Okay, so aandag en konsentrasie. So sommer net weer om te raak aan wat is aandag en wat is nodig. So vir 'n kind om te kan konsentreer in die klas, moet hy sensories gereguleerd wees. Wat beteken dit? My stelsel moet op 'n goeie plek wees dat ek voel my sintuie is almal happy. Ek voel nie angstig nie. Ek kan luister. Ek het genoeg beweging ingekry. Ek is in die groen sone. Ons sê baie keer die kinders het so 'n grafiekie wat hulle as hulle oorgestimuleerd is raak hulle rooi of is blou en ja, so ek moet sensories gereguleerd en gelukkig wees. Wat ons ook baie keer doen met die kinders is, ek het nou verduidelik van die klere, maar is ons verduidelik baie keer vir die kinders in terme my engine, my liggaamse engine. Hoe hardloop my liggaamse engine? So dit is so half soos 'n refmeter wat so gaan. So hy's blou of hy's groen of hy's rooi. So 'n halwe sirkel. So as mens in die oggende opstaan, is jy blou, jy is nie lus nie, of jy's hartseer, jy is nie lus vir die dag nie, dan is soos of jy wakker raak, beweging kry, dan as jy groen. So ons wil graag hê die kinders moet in die optimale groen sone wees waar hulle is gelukkig, hulle voel reg verleer en dan rooi is wanneer jy oorgestimuleerd raak. So om te kyk sodat jy die kinders kan begin lees en vir hulle kan leer later jou lyfie lyk vir mamma nou 'n bietjie rooi. Wat moet ons doen om jou lyfie weer groen te kry? Jou lyfie lyk vir my 'n bietjie blou. Kom ons spring 'n bietjie trampolien voordat ons dit doen, of wat ook al. So net om te weet dat hulle eie liggaampie sit 'n gauge en meter, maar joune ook. En om te kyk, wat kan jy doen om hulle meer groen te hou? Nou, almal van ons sensoriese drempels verskil en ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor verduidelik. Maar om terug te kom na vir 'n kind om te konsentreer in die klas. So hy moet sensories gereguleerd wees. Sy fisiese ontwikkeling moet op 'n goeie plek wees. So hy moet genoeg rug en maagspiere hê om fisies regop te kan sit, genoeg posturale kontrole noem ons dit. Sy spiertonus moet reg wees. Spiertonus is die spanning in jou spiere, die readiness van jou spiere. So jy weet as jy so gaan sit, gaan jy nie heeldag jou skoolwerk kan doen nie of as hulle ruggies nie sterk genoeg is nie. So buite, dis hoekom buitespeel so belangrik is. Hulle handspiertjies moet sterk genoeg wees en hulle skouers moet sterk genoeg wees. So dis hoekom ons altyd vir die ouers sê as jou kind met handskrif en so sukkel, moenie net skryf nie. Laat hulle teen 'n vertikale oppervlakte goed doen, dat die skouers sterk raak, dat die pols in ekstensie is en ons wil goed skeer, knip, trek, plak, klei, knip, daai tipe goeders om te maak dat al die goeders wat nodig is sterk genoeg is. Hulle bloedsuiker moet gebalanseerd wees, soos wat ek nou vir julle verduidelik het, cravings of met die vorige sessies, cravings, crashes. Kinders is moeg, hulle gaan nie gefokus wees as hulle nie 'n goeie ontbyt het en as hulle pouse kos nie ook 'n lekker proteïen en genoeg vesel insluit nie. Hulle moet uitgerus wees, hulle moet goed slaap. So wat maak dat kinders nie goed kan slaap nie? As hulle bloedsuiker nie reg is nie, slaap hulle ook nie. Dit is 'n rollercoaster. As hulle dalk angstig is, as hulle dalk te warm of koud kry, as hulle dalk honger is, as hulle sukkel om af te skakel. Baie keer die ouetjies met ADHD en aandagprobleme sukkel regtig om af te skakel. So daarom moet jy as mamma dit lees en weet, okay, 2 ure voor bedtyd nie skerm dan nie. Ons moet rustige aktiwiteite doen, maar ons moet ook seker maak dat my kind genoeg beweging ingekry het. Want as hy nie genoeg sy spiere gewerk het nie, gaan hy nie moeg genoeg wees om te slaap nie. Ook daai wind down tyd, van kom ons lees 'n boekie in die bed. So ja, daar's verskeie slaap is nou 'n hele ding op sy eie, maar baie keer sukkel nog as kinders met aandag sukkel baie keer met slaap. Maar om te kyk dat die kind vroeg genoeg bed toe is en dat hy goed genoeg geslaap het. Neurologies wat in jou brein nodig is ook. Ek raak nou sommer maar net aan 'n paar goedjies is dopamien en serotonien. Okay, so dopamien is jou hormoon of jou chemiese stof in jou brein wat jou laat konsentreer. Serotonien is jou happy hormoon. Maar baie keer wat ek vind is kinders kom voor as hulle nie aandag gee nie, want dit is 'n gemoed, maar baie keer is dit 'n gemoeding. So baie keer is dit serotonien wat 'n probleem is en dit is waar die ding inkom van net Ritalin gee of net medikasie gee en jy weet nie. So ek is glad nie teen medikasie nie vir die regte kind maak dit 'n groot verskil. Want hoe dit werk is as ons twee breine het, kom ons sê ADHD brein en 'n gewone brein.
as ons gaan kyk na die dopamien van die gewone brein, kom ons sê daar's strooitjies wat die dopamien. So jou brein maak dopamien, daar's strooitjies wat dit opsuig wat jou laat fokus. So jy kom ons sê die normale brein het 1 miljoen strooitjies, so daar's genoeg. Ek wat ADHD het 3 miljoen strooitjies. So wat gebeur? Die amper sê 2 teelepels dopamien, ek vat nou sommer simpel voorbeelde. Daar's te veel. Die strooitjies kan nie almal, jy weet, daar's te min stof vir die strooitjies. So wat doen iets soos Ritalin? Daar's verskillende medikasies op die mark. Maar iets soos dit blok byvoorbeeld net van daardie reseptore. So die dopamien is skielik nou genoeg vir die. En dit blok dit vir 'n paar ure wat dit werk en dan dit weg. Daar's baie verskeidenheid van medikasie. So ek wil vir jou sê, dit is nie teen medikasie nie. Ek glo vir die regte kind is daar 'n plek vir medikasie, maar as ouer moet jy seker maak dat al die ander goed ook in plek wees. Soos ek sê altyd, jy kan nie Coco Pops en Ritalin gee nie. Jy moet seker maak dat jy, kom ons doen sensories alles wat ons kan. Kom ons gaan kyk, is my kind emosioneel op 'n goeie plek? Is my kind se oë getoets? Is hy ore getoets? Is daar 'n leer of 'n leesprobleem? Eet hy goed genoeg? Kom ek gee vir my natuurlike aanvulling soos 'n goeie omega olie en ek glo baie in uitstekende omega olie. En dan na al daai, as jy sien, okay, dit is dalk regtig 'n neurologiese ding of korsmedikasie, gaan na pediater of psigiater toe en gaan op 'n toets van medikasie. Okay, so dan daar's verskeie medikasies wat korter werk en langer werk, so ek voel, maar ek dink dit is waar ek so belangrik sterk, wat ek so sterk oor voel is dat dit is mense met hande vat. Mense met hande vat met die verskillende dokters en terapeute en sê, "Cool, wat is die beste plan? Kom ons probeer eers dit en dit." Want baie keer voel mense so oorweldig. Ehm En dan ook die laaste ding is wat ek nou mag noem, is die samewerking van sisteme. So as 'n ergoterapeut sien ek baie keer dat hulle oogies nie lekker saam met hulle hande saamwerk nie. So daar's visuele persepsie wat 'n probleem kan wees, hulle vorm sien en skryf. Daar kan leerprobleme wees, soos 'n disleksie of 'n tipe leesprobleem kan daar wees. Ja, so maar net dat al hulle sisteme moet inligting integreer. So net om vir te sê aandag en konsentrasie is nie net een ding nie, dis 'n klomp. As ek evaluasie doen, sal ek altyd vir die ouers verduidelik jou fondasie van die huis is jou sensoriese sisteme. Die boublokke daarop is alles anders wat jy nodig het, die spiertonus, die oogbewegings, die handspiersterkte, die balvang, jy weet alles wat nodig is, knip, twee hande saamwerk en die dakkie is wat ons sien, die klasfunksionering. So jy sien nie die klasfunksionering, ons moet altyd gaan krap waar lê die? Jy weet waar lê die probleme. Okay, so wat is sensoriese integrasie? Sensoriese integrasie is hoe die brein inligting uit die sintuie ontvang en organiseer en gebruik om te reageer. In die klaskamer gebruik kinders hulle sintuie om te luister, te fokus, te leer, te skryf en deel te neem. Kinders wat sukkel met sensoriese integrasie kan lyk soos volg. Hulle kan dromerig lyk, hulle kan aandag kan maklik afgelei wees, hulle kan hiperaktief wees, hulle kan heeltyd aan die beweeg wees. Hulle kan oorsensitief wees vir geraas of aanraking of beweging. Hulle kan sukkel om take te begin of maklik oorweldig te word. Hulle kan lomp wees of hulle kan emosioneel of fisies gefrustreerd raak. Om vir te sê dat iets soos ADHD of iets soos 'n kind wat bietjie op die spektrum is, sensoriese integrasie of sensoriese modulasie probleme, dit alles loop baie keer hand aan hand. Dis daai eier of die eier of die hoender storie, wat was eerste? Maar om te weet dat jy gaan met ander goeters ook aanspreek. Hierdie is maar net eintlik om vir jou so 'n breë idee te gee. So met ander woorde, 'n kind wat hiperaktief is kan wees dat is ADHD of dit kan wees dat sy liggoompie kort net meer beweging as die maatjie langs aan hom. So hy gaan heeltyd, dis al kinders wat die maas my sê hulle koop elke week nuwe potlode, want die kinders gaan maak heeltyd hulle potlode skerp in die klas want dis al hoe hulle kan beweeg. Maar die juffrou moet dit ook kan raak lees. Kan moet dit kan lees en vir jou kan sê, "Okay, kom ons gee hom 'n swaar ding om te dra eerder vir 'n ander juffrou." Of kom ons gee hom 'n kussentjie wat hy op kan sit. Wat lekker beweeg. Okay, so jou sensoriese sisteme is jou vestibulêre stelsel, jou proprioseptiewe stelsel, jou tas, visueel, auditief, reuk en jou die olfaktoriese stelsel. Ons noem dit ons het die 5 sintuie wat jy ken. Proe, ruik, sien, ruik, voel. Dit is die buitesintuie. So dit is jou sintuie wat inligting van buite in jou omgewing vat na binne jou lyf toe, na jou brein toe. Dan kry jy jou binnesintuie en dis jou vestibulêre stelsel wat in jou binneoor is, beweging waarneem en dan jou proprioseptiewe stelsel wat reseptore in jou spiere en jou gewrigte is. So dit neem ook inligting waar in jou lyf. So as jy iets trek, stoot, voel, trek, aktiveer jy daardie stelsel. Okay, so sensoriese drempels vir kinders en mammas verskil. So een ou kan dalk, soos byvoorbeeld een ou kan rollercoaster ry en dis fyn. 'n Ander ou, ek kyk net vir 'n rollercoaster en wil ek al opgooi. So sensoriese drempels verskil van mamma en kind. So onthou by die huis, as jou kind wil swaai en rol en tol, moet hom nie altyd stop nie. Ons moet hulle dop hou en kyk wanneer hulle oorgestimuleerd raak. So baie keer wat gebeur is, die kinders wat
sukkel met sensoriese regulasie, kan nie altyd hulle lyfies betyds lees nie. So hulle sal swaai en swaai en swaai en swaai en is lekker en jy dink okay, hulle speel en dan skielik begin hulle stemmetjie raak hoor, hulle giggel so of hulle raak flash, hulle gesig raak wit of hulle 2 ure later voel hulle sleg. Okay, dis soos as jy op 'n boot gery het, was te veel, jy voel die res van die dag nie lekker nie. So wees bewus dat almal het sensories het anders verskillende sensoriese drempels, maar wees ook bewus daarvan dat die kind moontlik nie kan onderskei wanneer is dit genoeg en wanneer is dit nie genoeg nie. So jy as mamma gaan dit is nou daar waar 'n terapeutiese oogpunt inkom. So ek sal in terapie 'n kind baie swaai en beweeg, maar ek sal vir hom trek en stoot aktiwiteite saam met dit gee om daai een stelsel rustiger te kry. En ek gaan sien, ek kan hoor as die kinders begin giggel en dit raak te lekker en die stemmetjie raak hoog, dan weet ek, wow, jy het 'n limiet bereik, maar hulle kan nie altyd self stop nie. Maar ook as mamma wil ek ook vir jou sê dis belangrik dat jou sensoriese drempel, soos my ore is my sensitiewe stelsel. Ek crash en ek trek en ek gil. As die kinders hier 5 uur die middag die TV is aan en alles raas, dis my net te veel. Maar ook mamma, as jy nie kan cope met gemors en vuil nie, moenie dit van jou kind af weghou nie. Of as jy nie kan cope met beweging nie, moenie dit van jou kind af weghou nie. So onthou julle albei het verskillende stelsels. So ek sal byvoorbeeld as jy weer is 5 uur die middag, dis crash tyd, dit is jou sensoriese oorweldigende tyd. Sorg dat aandete voor dit klaar is. Sorg dat jy 'n waterbottel met ijskoue water dalk het en 'n din strootjie wat jy kan suig om jouself te laat rustiger voel. Okay, so mens moet baie keer hierdie goedjies voor die tyd 'n bietjie uitdink. Maar met elkeen se verskillende sensoriese drempel, moet ons ook dink aan in die klas. So wat gebeur in die klas? Die kind moet die heeltyd onthou sy labelkrap om dalk die maatjie langs aan stamp hom. Hier's heeltyd geraas, hier's heeltyd beweging. Hy moet vir die juffrou luister, hy moet die agtergrond geraas uitskakel. Daar's so baie goed wat gebeur wat 'n kind moet doen. So in die klas is dit verskriklik. Dis staan wat die juffrou sê in die klas, die kind fokus nie by die huis fokus hy baie beter. Daar's net baie minder insette. Daar's baie minder sensoriese goeders wat in die omgewing aangaan. Dink aan jou tuisomgewing. Is jou huis kalm en rustig of is jou huis de mekaar en mal en raas en so en ek weet, ek is ook altyd iemand wat sê cope en chaos, maar ek weet ek voel baie meer gereguleerd in 'n stil omgewing wanneer dit lekker rustig is. Okay. Dan dink ook aan sosiale omgewings. So as 'n kind na 'n parkie of 'n park of 'n partytjie of iets moet gaan, hoe hard is dit? Hoeveel goed moet daai kind mee kan cope? 'n verskeidenheid van reuke, kleure, geure en julle dit is ongelooflik hoe dat so baie kinders en volwassenes hierdie goed doen. Hulle stelsel is okay, hulle gaan aan, maar as jy 'n sensoriese sensitiewe kind het, sal jy verstaan. Ek wil nie skoene aantrek nie of hulle gooi tantrums in die oggende oor 'n klere wat nie reg is nie. En net as mamma net besef dat dit is regtig real en dit is taaf. Ek het 'n graad 3 kind gehad eendag wat nie kon vleis eet nie omdat sy mond, hy het letterlik 'n gag reaksie gehad. So picky eating is nou 'n hele ander ding, maar dit was net vir hom te erg. So dis net vir hom te verstaan, soms moet mens met hierdie goed bietjie taai wees en jy moet sê, okay, mamma verstaan dit of dit, want baie keer is dit ook 'n manier van manipulasie, maar baie keer is dit regtig vir hulle moeilik. Dan dink aan die volwasse omgewing, soos ek gesê, dink as jy is volwasse en ek het byvoorbeeld een van my kliënte is 'n ouer man en hy hou nie van om mense te gaan eet nie en dan mense nooi hom nie graag nie want hy eet nie baie nie. En toe sê hy net maar as hy in 'n plek inkom en hy ruik iets is in olie gaar gemaak of hy ruik 'n sekere reuk, dan weier hy om te eet want sy reuksintuig is so sensitief. En ons as groot mense ook. So jy kan leer om daai sensitiewe stelsels te override, maar voor dit moet jy agterkom wat is dit wat jou so pla? Is dit dat jou mens kan vraelyste doen en jy kan met volwasse mense, daar's vol terapeute wat meer met volwassenes werk, maar byvoorbeeld as my visuele stelsel te mekaar is, dan sukkel ek om te fokus. Of as my auditiewe stelsel te hard is, dan sukkel ek ook om te fokus. Om agter te kom, waar het jy meer stilte nodig? Okay, so daar's twee plekke waar daar probleme kan wees met sensoriese goed. So ons as terapeute praat baie keer van sensoriese modulasie of sensoriese diskriminasie. Okay, so dit is nou waar dit inkom van hierdie wat ons bietjie geswat het na die tyd. So dis nie net ek sê oes swaai lekker nie. Daar's bietjie dieper betekenis hieraan. Okay, so wat is sensoriese modulasie? Sensoriese modulasie is iets wat jy gewoonlik in die kinders se gedrag sien. Dit is gewoonlik in die tantrums en in die moods want die kind sukkel met ons met die sagter draai van die radio. Okay, so ek hoor hier's geraas in die agterkant. Ek voel my hare hang hierso, my bril pla my nou bietjie. Hy sien so beeld met my wange en ek sien die spreier is aan die ander kant, maar my brein sê van nee, dis nie nou belangrik nie. Draai dit sagter so ek kan hier fokus. Okay, so 'n kind wat dit nie kan doen nie, wat sukkel met modulasie,
word die heel dag gebombardeer met geraas, goed, my label, my broek sit aan my rand, my hare krap aan my, die maatjie raas, hulle kan nie daai sagter draai nie. So hulle het gewoonlik dan tantrums. En dit is iets wat ons algemeen sien, en dit is iets wat mens kan verbeter deur sekere oefeninge te doen en so. Wat is sensoriese diskriminasie? Okay, so diskriminasie is presies wat voel my reseptore. So as ek hier raak, of ek daar raak, daar. As ek hard of sag raak, as ek my kop beweeg, as ek iets skop of trek, as ek iets ruik, wat presies voel. So dis is daai van ons toetse wat ons doen, sal ons so pennetjie vat en die kind raak en hy moet wys waar hy geraak het. En dan meet jy letterlik hoe ver dit uit is om te weet hoe swak of hoe goed is hierdie kind se tasstelsel. So baie keer as jy vir 'n vat voel dit vir 'n seer. Dis daarvan as jou kinders sensitiewe velle het, moet jy nooit net lig aan hulle raak nie. Jy moenie van agteraf kom net aan hulle raak nie. Jy moet voor hulle staan dat hulle jou kan sien en jy moet ferm aan hulle raak want dit voel nie vir hulle lekker nie. Sensoriese diskriminasie sien jy baie keer in die lomp kinders, kinders wat sukkel wat goed vasloop want die inligting wat hulle van hulle spiere en hulle gewrigte afkry is nie altyd voldoende nie. Maar net om vir julle nou sommer 'n idee te gee. Ek gaan nou gou vinnig deur die sisteme hardloop. So wat is jou vestibulêre stelsel? Die vestibulêre stelsel is jou waterpas wat in jou ore sit. Okay, so wanneer jy jou kop beweeg, registreer jou brein ek beweeg. Dit het 'n impak op jou balans en dit het 'n impak op jou beweging en op vreeslik klomp ander goeders, maar okay, so dis 'n waterpas in jou ore. Dis daai 3 kanaaltjies wat jy in jou ore het, die semisirkulêre kanale, ja, ek sê nou verkeerd. Die een neem beweging waar vorentoe en agtertoe, een neem beweging voorkante toe en een neem diagonale bewegings waar. Okay, so as 'n kind ongemaklik is met beweging, dan kan jy net vir hom rondom tollie, rondom mekaar swaai nie, rondom talie swaai nie. Moet jy hom eers veilig kry vorentoe en agtertoe. Dis hoe ons dit sou gradeer. En ja, okay, hoekom is dit belangrik? Dit help met jou postuur, dit help met aandag, met regulering, met jou energievlakke, met tekens van probleme, as hulle wriemel, hulle wieg, hulle beweeg baie, hulle val van die stoele af, konstante beweging om wakker te bly. So jou auditiewe stelsel en jou vestibulêre stelsel se senuweeloop saam. So hulle neem nie altyd waar altyd nie. So jy werk aan albei daai stelsels in terapie. En ook dit het 'n impak op om jou oë te stabiliseer, jou kop te stabiliseer en net jou oë te beweeg. Dis iets wat ook afkomstig is van die vestibulêre stelsel. So net dat jy verstaan, dit is iets wat regtig belangrik is en kinders het regtig beweging nodig. Okay, jou proprioseptiewe stelsel is jou liggaamsbewustheid en spiersensasie. So dit is in jou spiere en jou gewrigte, is daar reseptore wat waarneem. So as jy iets trek, as jy iets stoot, as hulle iets slaan, skop, trek, dit help met hoe hard hulle druk. Ek sal baie keer sien die kinders wat so hard op hulle potlode druk is gewoonlik omdat hulle nie genoeg terugvoer van daardie reseptore afkry nie. So hulle weet nie altyd waar hulle handjies is en waar hulle vingers is nie. So deur die oefeninge te doen, leer jy dit dat hulle minder skryf. Wat hulle ook baie keer doen is hulle druk hard omdat daar dalk sensitiewe ore of sensitiewe iets anders is of hulle sukkel met iets waar die harddruk gee vir hulle daai proprioseptiewe terugvoer om te maak dat hulle beter kan fokus en beter kan konsentreer. So hulle probeer override 'n ander stelsel. Help met hulle postuur, emosionele regulering. Hulle kou baie keer aan potlode want hulle soek daai sensoriese regulering. Hulle soek stywe drukkies. So propriosepsie is jou enigste regulerende sintuig wat jy het. So hy override die ander. So dis hoekom ek sou sê, dis hoekom byvoorbeeld as 'n kind brein aan elkaar siek gee chappies om te kou. Want die kou is regulerend. Trek en stoot gaan altyd goed wees. So ek sal altyd vir my kinders sê, as hulle swaai en hulle koppe voel dronk, moet jy dadelik iets doen wat trek, stoot spiere. So byvoorbeeld druk hier teen jou hande, trek. So ons leer die kinders die tools aan in die klas, stoot op jou arms. En baie juffrouens is oulik, hulle sly dit in die dag. Iets soos dierlope in die gang. So jy wil byvoorbeeld propriosepsie spiere doen na die einde van die dag, dis bedtyd. Laat hulle kry waar loop in die gang. Laat hulle dierlope doen in die gang. Laat hulle met pappa stoei, laat hulle die muur omstoot. So alles wat spiere en gewrigte gaan werk en gaan oefen, het 'n kalmerende effek op die ander sintuie. Okay, jou tasstelsel, so ek verduidelik nou net die paar stelsels wat ons baie mee werk. Is aanraking, is daar's verskillende reseptore in jou vel. Okay, jou vel is jou grootste sintuig, jou grootste orgaan. Ook baie belangrik in jou mond is ook tasreseptore. So dit het ook 'n impak op picky eating en wat hulle eet en hoe hulle praat en daai tipe goeders, maar dis jou hele lyf. Okay. Probleme daarmee is kinders wat sekere teksture nie van hou nie. Kinders wat dit as regtig seer ervaar as jy aan hulle raak, wat picky eaters is, wat sukkel met hantering van klere. Hulle voel nie altyd veilig nie.
Hulle vermy morsige spel, hulle hou nie van vuil raak nie. Hulle is kieskeurige eter, hulle kla oor klere. Hulle raak aan alles om terugvoer te kry om te weet waar is my vel en hoe reageer dit. Okay, so ons kan daar diep drukmassering doen, ons kan hulle borsel, ons kan vir hulle wapropresepsie gee, ons kan hulle blootstel aan 'n verskeidenheid van teksture in 'n veilige omgewing op die regte tyd. So wat belangrik is met 'n tasstelsel, so as jou kind 'n tasstelsel het, is dit belangrik om voordat jy vir hom 'n aktiwiteit gee. Sê maar jy wil hy moet met morsige goed speel en dit is nie vir hom lekker nie, of hy wil iets nuuts probeer om te eet, is 'n goeie idee om 'n propositiewe aktiwiteit te doen voor dit, sodat sy stelsel gereguleerd voel voor jy dit doen. Okay. Dan die visuele en auditiewe sisteme wat ook baie belangrik is hier. Dit is gewoonlik hierdie modulasie want hulle sukkel om dit uit te sny. Dis baie belangrik vir lees, vir luister van die bord af afskryf waar jou oë moet saamwerk met jou hande. En tekens van probleme is hulle oogvolging is swak, want soos ek gesê het ook jou vestibulêre stelsel speel ook 'n rol. Hulle word maklik afgelei deur geluide en hulle gesukkel om geraas uit te filter. So maar jou visuele en auditiewe stelsel moet baie goed saamwerk met jou vestibulêre stelsel. En ook daar moet goeie koneksie wees tussen hulle, maar ook met jou hande in die samewerking van dit. So ons sal baie keer toetse doen, dan sal hulle kyk wat is die kind se visuomotoriese integrasie, so hoe werk sy oë en sy hande saam om te kan skryf. En dis nou waar 'n visieterapeut inkom om te kan kyk hoe sy oë en hoe is die samewerking van die oë. So dis nie altyd dat hulle nie kan sien nie, maar dis die samewerking van die sisteme en van die twee oë saam. Okay. So klaskamerstrategie wat arbeidsterapeute gereeld aanbeveel. So om te help met aandag en konsentrasie is beweegbreuke elke 20 tot 30 minute om strekke te doen, muuropstote, stoelopstote te doen wat jy so jou arms opstoot. Gebruik buigsame sitplekke, soos 'n mens kry sulke kussentjies of 'n oefenbal of hulle kan staan. Ek laat baie keer my kinders staan en huiswerk doen. Of baie keer as dit mattyd is, dan gee ek vir die kinders 'n opblaaskussentjie of so 'n opblaas-sitpletjie wat hulle op kan sit. Mens kan ook toelaatbare fidget items vir hulle gee. So wat baie keer vir my moeilik is, ek is 'n SAOT, maar ek vind baie keer dat hierdie goedjies hulle aandag net nog meer aftrek. So jy gaan maar met jou juffrou moet saamwerk en sê, okay, as hy wasgoedpennetjie in sy hand het en hy kan daarmee vroetel, en dit is sy konsentrasie beter, dan kan jy dit doen. Maar as hy byvoorbeeld 'n wasgoedpennetjie het en dit trek sy aandag so af, dan moet dit nie doen nie. So mens gaan maar moet kyk baie keer. Sit die kind weg van 'n deur, van vensters, van besige areas af vir sensoriese soekers, so kinders wat besig is. So ons kry sensoriese soekers en sensoriese vermyders. Sensoriese soekers wil ons hê hulle moet swaar werk daar. So jy gaan vir hulle vra om jou swaar boeke te dra, tafels te stoot, bord af te vee, vir hulle swaar werk gee. Mense kan ook van daai oefenrekke om hulle bene sit, dan kan hulle om hulle bene of om die stoelpote dan hulle kan druk daar doen. En take wat hulle kan stoot, trek, swaar goed dra. Ja, so ons het maar net ons het baie beweging nodig. So sensory seekers is hier bo, ons wil hulle rustiger kry, so watse aktiwiteite gaan ons gee? Dinstrooitjies, swaar spierwerk en so. Sensoriese oorgevoelige kinders, so in daai kinders is dit goed om 'n stil hoekie in die klas te hê. Of telefone werk baie keer oorfone, hulle het sulke goedjies wat hulle kan dra met 'n sagte sitplekke. So baie keer laat ons ook toe dat hulle geraaskansellerende oorfone hê, want dit oorstimuleer hulle heeltemal. So ek sien baie keer dat hierdie kinders na pouse so oorgestimuleerd is dat dit net vir hulle too much is. En bou geleidelik blootstelling aan teksture in. So wees bewus daarvan dat hulle sensitief is en gebruik voorspelbare roetines om angs te verminder. Soos ek sê, baie keer hierdie kinders wat sensitiewer is ook angstig van verskeie redes, maar as hulle weet wat kom, as hulle weet daar sekere goed wat gebeur, of byvoorbeeld die sokkies pla hulle, trek dit verkeerd om aan, so panties wat sagte retjies het, daar sekere goed wat mens kan doen, sekere goed wat mens toelaat en sekere goed moet jy aan werk, maar sê vir die juffrou, hoor jy so die kind is sensitief. So ek weet byvoorbeeld as dit atletiek oefening is in die begin van die jaar, dan is ek al benoud vir van my kinders wat ek sien in terapie se paad, want ek weet dis 'n geskree. So dan sal ek sê, hoor jy so vat wondergom vir jou skool toe, sit dit in jou oortjies. Of sê vir juffrou, hoor jy so hierdie kind gaan meld en hy gaan uitmekaar uitval, hou hom net dop of sê vir hom dat hy eerder klas toe gaan. Baie so mens moet maar net bewus wees daarvan. En dan help met postuur en skryfvaardighede. So jou voete moet plat op die grond wees, die regte tafel, die regte stoelhoogte. Breuke tussenin, alternatiewe skryfgereedskap. So met ander woorde dik potlode, potloodgrepe, 'n opgeboude tafeltjie wat so skryfoppervlak is, help met die skouers. So daar's baie goed in die klas wat mens kan doen. Maar soos ek sê, dis ook moeilik. Wat ek wel ervaar het is met my eie kind, dan stuur ek 'n bal skool toe, dan is hy meer op die bal besig om te perform as enigiets anders. Of jy gee 'n potloodgreep dan speel hy daarmee. So mens gaan maar moet trial and error of 'n wasted vest of miskien 'n swaar ding op sy skoot sit om hom gereguleer te laat voel. Of miskien soos ek sê die dun waterbottelstrooitjie.
Wat ook goed is, is hoekom ek soveel hou van crunchy kos in die kosblik, want dit is ook regulerend. So koue is ook mos nou regulerend, so dan kan hulle dit doen, of as hulle potlood kou, sit jy 'n sagte dingetjie agter op hulle potlood wat hulle kan kou. So vir outies sensoriese idees vir die skooldag is wat ek vind is om te sorg, ons noem dit 'n sensoriese dieet, om voor die skooldag en na die skooldag en so vir hierdie goeders in te bou. So om te kyk voor skool, kom ons doen trampolien, kom ons doen swaai, is julle as altyd, as ek weet, maar dis beter as vir die TV. So voorskool trampolien, opstrekke, springtou, dierlope in die klas, leer om stoelopsit te doen, diep asemhaling te doen, rekbande te strek, pouse dat 'n swaai klimrom, na skool. Swem is so 'n fantastiese aktiwiteit, trampolien, fietsry, rolskaatsry. So hoe onderwysers sensoriese integrasie kan ondersteun. So let op patrone. Wanneer sukkel die kind die meeste? So as 'n kind, ek voel altyd not at the cost of the child. So as 'n kind regtig uitmekaar uitval na iets, kyk eerder hoe jy dit vir hom kan beter maak. Hoe jy vir hom kan sê, juffrou kan sien dit is vir jou moeilik. Mamma kan sien dit is vir jou moeilik. Ons moet nog steeds na die atletiek oefening toe gaan. Wil jy eerder vir jou oorfone inpak of wil jy eerder wondergom in jou ore sit of wil jy eerder by juffrou staan? Gee kort, duidelike instruksies dat hulle altyd weet wat gebeur. Gebruik visuele roetines, prentkaarte en timers dat hulle weet wat kom. Dan werk individuele plan uit vir jou kind en dan normaliseer beweging in die klas. Dit is nie altyd stout nie. En jy net omdat jy as mamma of juffrou min beweging nodig het, beteken nie jou kinders het nie. So hulle moet nou en dan breaks kry. En dan wanneer moet jy na arbeidsterapeut toe verwys? As jou kind gereeld nie kan stil sit nie, as hy lomp is of swak koördinasie toon, as hy aanraking en teksture vermy, as hy maklik emosioneel oorweldig word, swak handskrif het of swak greep het en aandagprobleme toon, selfs in 'n rustige omgewing, veral by die huis. Okay, so hierdie was nou net 'n vinnige raak aan 'n verskeidenheid van sensoriese sisteme. Maar om te sê dat dit is 'n dieper ding wat jy met elke kind gaan moet deurwerk. Maar jy is baie welkom om meer met my hieroor te kontak.